van u by ons jaarlikse COVID gedenkdiens. En ek hoop regtig waar die dag as ek nie meer hier is nie, dat hierdie, wat is die Afrikaanse woord, die legacy sal aangaan. Want ek dink is iets baie, baie besonders. So, bedankings, ek wil net vir Theresa sê, baie dankie Theresa, weer eens vir die blomme, sy het dit alles gedoen. Dit lyk regtig stunning. En dankie vir Vierumse personeel en almal wat betrokke is om hierdie geleentheid regtig waar 'n baie spesiale geleentheid te maak. En dan laastens, baie welkom aan elkeen van u. Okay, kom ons sit net so en dan begin ons op die regte manier. Here Jesus, as ons 'n oomblik kom stil raak voor u, dan is dit eerstens met dankbaarheid in ons harte, Here. Vader, daar is soveel dinge waaroor ons kan dankbaar wees. Here, en as ons vanmiddag ook kom terugdink aan geliefdes wat u kom haal het, Vader, dan kom gee ons vir u nog steeds al die eer. Want in u en op u besondere tyd het u dit goed gedink. En ons wat agtergebly het, Here, kan u hand sien in elke ding wat in hierdie huis gebeur. En mag ons vanmiddag kom verklaar, dat al verstaan ons baie dinge in die Here, is ons nog steeds ondergeskik aan u wil. Kyk ons nog steeds na u op, Here, in volle geloof en vertroue. En soek ons elke dag u wil. Seën ook hierdie geleentheid, Here. En dankie, Here, ons weet ook, die beloof in die woord, daar waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is in ons midde, so Here, u is so welkom hier vanmiddag. Dankie vir u teenwoordigheid. En as ons dan nou 'n ruk gaan stil raak, Here, mag ons u ook intens beleef. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil hê u moet sommer net rustig raak vir so 2 minute en beleef net hierdie besonderse liedjie saam met ons. In Italiaans El Silenzio, wat beteken die stilte. So beleef dit net saam.
Die gedeelte uit die woord wat ek vir ons wil voorhou, ek het dit laas jaar ook gedoen, en ek het regtig waar gaan soek na ander gedeelte, maar die Here bly my vashou hierby. En ek dink daar's nie eintlik 'n ander manier hoe ek hierdie gedenkdiens kan hanteer nie. So, die gedeelte is, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En dit hoef nie net te wees vir hierdie diens nie. Dis ook in ons normale lewe behoort dit so te wees. Hoeveel keer staan ek en u nie voor 'n uitdaging nie voor 'n probleem nie. En dan weet ons nie wat ek kan doen nie. Hoeveel keer kom ek en u nie voor die Here en sê, Here, help net, want ek weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie. En dan op sy tyd, dan kom die deurbraak, hy help ons uit, en weet nie wat vergeet ons partykeer, om hom te eer. En ek wil eintlik konsentreer bietjie meer op die eer gedeelte. Dis hoekom ek die laaste tyd so klem lê, want die Here druk dit op my hart, en miskien praat hy met my ook oor vreugde en dankbaarheid wat net by hom te vind is. En hoe eer jy die Here? Daar's 'n paar goed, maar ek ondervind dit dat die beste manier om die Here te eer, eerstens om gehoorsaam te wees aan hom. Tweedens, om dankbaar te wees. En derdens, om my vreugde by hom te vind. As my identiteit in Christus vasgelê is, dan eer ek hom. Nou, u onthou 5 jaar terug, kan u glo, sal meer as 5 jaar terug, het 'n baie slegte ding met ons land gebeur, eintlik met die wêreld. En het COVID gekom, en hy het vir ons almal onderdruk, en hy het van ons mense gemaak, partykeer wat ons nie wou wees nie. Hy het mense dom goed laat doen. Hy het mense laat rondhardloop in verwarring, en nie eintlik geweet het, wat gaan nou aan nie. Baie mense het nader aan die Here gekom, en baie mense het verder van die Here af beweeg. Want Here, hoe kan jy dit doen? En die mens is mos maar 'n snaakse wese, as jy begin karring aan sy gemaksone, sy comfortzone, dan like hy dit nie. En die mensdom was getoets, en baie het die Here kwaadlik geneem. Baie was omgekrap oor die Here. En so het dit nou ook gebeur, dat ons het teen Maart 2020, het COVID begin, en dit ons allerhande maatreëls hier in die huis begin instel, en ons kon COVID redelik lank uit die huis uithou, vir so bietjie meer as 'n jaar, kon ons COVID uithou. Maar toe gebeur 'n baie slegte ding, en COVID het in die huis ingekom, en in 'n week se tyd, het hy verwoesting gesaai. Hierdie huis was benoud. Ek was benoud. U wat in daai tyd hier was, ons was almal benoud. Wie was nie benoud nie? Almal was benoud. Want dit is 'n vreemde ding, en ons weet nie hoe om dit te hanteer nie, en die mense raak siek, en in 'n week se tyd het ons 9 mense verloor. In 'n week se tyd. Ek self was, soos u kan onthou, 2 maande was ek siek. Dankie Here, ek het dit gemaak. Baie ander het dit nie gemaak nie. Maar in daai tydperk was hierdie huis benoud soos wat hy nog nooit in sy lewe was nie. En ons het hoeveel kere, ek myself, het hoeveel kere net gesê, Here, asseblief, kom gryp net in. As jy kan onthou, op 'n stadium was al die personeel siek, behalwe Suster Leslie, en 'n paar versorgers. En die mense van buite het kom help, tot hulle begin siek raak het. Jy sien, maar nou wil ons nie meer help nie, want ons raak siek. So hulle het maar hierdie huis gehardloop met 'n klompie versorgers. Ons was benoud. Psalm 54:4. O God, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond. En eintlik het ons ook sommer gesê, Here, waar is jy? Kom ons wees eerlik.
Wie van julle het ook so klein bietjie begin twyfel? Here, waar is jy? Kom gryp net in. Die mense gaan dood. As ons hoor hoe gaan mense in die dorp dood, reg deur die wêreld. Ons is benoud in hierdie huis. Want hier is nie eens versorgers wat my kan versorg nie. Here, ek is benoud. En wat doen die Here? Hy kom en hy doen hierdie belofte van hom gestand. Jesaja 43:1. En die Here kom sê, wees nie bevrees nie, huis A.A. Tomlinson, want ek het julle almal verlos. Ek het julle nie noodwendig van die siekte nie, maar ek het julle verlos. Ek het julle gebede gehoor, julle benoudheid gehoor. Ek het jou by jou naam geroep, elke inwoner, elke personele huis Tomlinson, ek het julle by die naam geroep. Julle is myne. Ok, wat het verander? Het ons nou skielik almal gesond geword? Nee, maar weet jy wat? Die Here het op ons harte kom druk, dat elkeen wat hier sit, daai ou kleintjies, elkeen, hierdie mannetjie, elkeen wat hier sit, het die Here by die naam geroep en ons is sy eiendom. Of jy dit nou vanmiddag wil weet of nie, jy is sy eiendom. Die verskil is net, ek en jy het 'n geleentheid om dit te aanvaar. As jy nie aanvaar dat jy sy eiendom is nie, dan is dit nou maar net so. Maar die Here het gekom en hy het vir ons almal gesê, en hy het op ons harte kom druk, en hy het gesê, wees rustig, huis Tomlinson, hierdie goed gebeur. Die Here het nooit in sy woord gesê, as jy my kind word, gaan dit sommer net 'n lekker ou jolly ride wees nie. Inteendeel, as jy 'n kind van die Here is, dan sal die duiwel vir jou aanvat. Want hy kan dit nie hanteer nie, want hy wil hê, eintlik wil hy sê, jy is myne. Maar aan die kruis het Jesus vir elkeen van my en u betaal. Ons is sy eiendom. Hy het ons thuis deur dit gedra. En die mense wat die Here kom haal het hy gedoen tot eer en verheerliking van sy naam. Ek en jy verstaan dit nie. En kom ek wees eerlik, ek wil dit nie verstaan nie. Want ek fokus op die Here. Die planne wat hy vir my het, is beter as wat enigiemand anders se plan is. Jy is myne, huis Tomlinson. Ek het julle deurgedra, baie van u wat hier sit. Kan ek so vra, wie was siek gewees met COVID? Steek die hand op. Here het julle deurgedra. Wie se families was siek? En dan praat ek net van COVID nie. Ek wil vanmiddag sommer praat oor die algemeen ook net gou-gou. Hoeveel van u wat hier sit, en ek sê dit baie keer in die oggende, het 'n benoudheid in hom, want miskien is my finansies nie lekker nie, miskien het ek 'n verlange in my hart, miskien is ek eensaam, miskien, daar is baie uitdagings. Wees net verseker, dat jy behoort aan die Here. Wat moet ons doen? Terwyl ons oor die COVID praat vanmiddag, wil ek sommer oor die 75 jaar wat hierdie huis bestaan praat. Ek wonder net hoeveel kere in hierdie 75 jaar was daar 'n benoudheid. Ek onthou toe ek hier gekom het, was daar sprake so 3-4 jaar voor die tyd, dat die huis was in 'n bietjie finansiële moeilikheid. Daar was allerhande sprake en beplannings gewees. Maar in elk geval, ons die regverdiges, kinders van die Here is bly, hulle juig voor die aangesig van God, en hulle is vrolik met blydskap. Sing tot eer van God, psalm sing tot eer van sy naam. Dis wat ek en u moet doen. Vergeet jou sorge. Vergeet wat het COVID aan jou gedoen, en aan jou familie gedoen. Vergeet jou finansiële probleme, vergeet jou verlange, vergeet jou einas. Sing tot eer van sy naam. Dis waarvoor ons op hierdie aarde is. As ek en jy vanmiddag enige twyfel het hoekom ons hier is, kan ek jou gou sê, die Here het vir my en u gemaak, sodat ek en u in 'n verhouding met hom kan staan.
En hoe meer en hoe dieper en intiemer daai verhouding het, hoe makliker en beter gaan jy deur hierdie lewe. Jy gaan nog steeds moeilikheid hê, maar die manier hoe jy dit hanteer, met jou oë gefestig op die Here, dit dra vir jou. En ek en u is deur COVID, en ons kan vanmiddag hier staan, en ons is getuienis van die Here, en ons kan vrolik met blydskap sê, dankie Here Jesus, dat u huistondense by die naam geroep het, dat u elkeen van ons by die naam ken. Ons wil u kom eer vanmiddag. En nie net vanmiddag nie. Kom ons vat dit so 'n klein bietjie verder. Kom ons wees dankbaar dat ons 'n huis het. Kom ons gooi so 'n klein stukkie politiek ook gou hier in. Kom ons wees dankbaar dat ons kos het om te eet. Dat ons klere het om aan te trek. Dat al is die versorger 10 minute laat, maar sy gaan by my uitkom om my te kom versorg. Kom ons wees vir 'n slag dankbaar. Ek is in my hart oortuig, ongeag hoe jy hierdie tuis ervaar. Ongeag hoe jy hierdie tuis ervaar. Dat wanneer ons met dankbare harte in die regte gesindheid na die Here toe gaan en hom eer en vir hom sê, dankie Here vir u goedheid, sal dit met ons beter gaan. Dis 'n gesindheid. Hoe dink u voel daai klomp mense in die Gaza, in Palestinië, in Kroasie, hoe dink u voel hulle? Hulle is daar waar ons net nou was. In hulle benoudheid roep hulle elke oomblik van die dag na die Here. Sy deurbrake sal kom. Ek en u, ons is vrolik en ons dien die Here met blydskap. En ek wil elkeen van u wat vanmiddag hier sit uitdaag. Onthou u, toe Silas hulle daar in die tronk ingesit is in sementblokke, wat like daai gedeelte van die Bybel. En hulle is geslaan en hulle sit daar en dis hopeloos daar in die donker gang in die tronk. En wat doen hulle? Het hulle vir die Here gesê, weet wat Here, wat gaan nou eintlik hier aan? Ek verkondig die woord, ek werk vir U, en kyk wat doen. Hulle het hom geloof en geprys, en wat gebeur? Die kettinge breek af, die tronkdeure gaan oop, hulle stap vry, en hulle sê vir die ander, kom uit, moenie bekommerd wees nie. Hulle gaan ewe na die wagte toe en sê, hoor, ons ontsnap nie. Die oomblik wanneer ek en u die Here eer, met blydskap, lofliedere, sing, tot eer van God, psalms sing tot eer van sy naam. Hoe vinniger ek en u in daai mode kom, hoe vinniger sal die Here die toedeur in jou lewe vir jou oopmaak. En dis nie maar nie wat so sê nie, ek like om dit te sê, maar dis die woord wat so sê. Dis die woord wat so sê. So, vanmiddag is die middag wat ons vir die Here sê, dankie Here, dankie vir u genade. Dit wat gebeur het, ons moes daardeur. My verhouding met die Here het gegroei. Ek was op 'n punt waar ek gesê het, Here, kom vat my nie. En dis ek op 'n punt dat ek sê, maar ek wil nie nou gaan nie. Maar die Here het 'n plan met elkeen van my in u se lewe. En die feit dat hy ons nie kom haal het op daai tyd nie, is omdat daar nog werk vir ons is. En ek weet, die Here het dit vir my gesê, die Here het nie voor my bed gesê en sê, Manie nie, maar ek weet dat ek weet, in my hart het die Here gesê, Manie, ek spaar jou, maar ek wil jou nie deurvat, want weet jy wat, ek wil hê, en ek weet dit is wat die Here wil hê, dat julle moet 'n gedenkdiens hou, sodat hierdie tuis my naam kan groot maak. En dis hoekom ek hoop, die dag as ek nie meer hier is nie, dat dit sal aangaan. Want dit is 'n belofte wat ek aan die Here gemaak het. Here, dankie dat U vir my 'n tweede kans gee. 'n Tweede kans. En dankie dat U my nog by huistommelings wil gebruik. En dankie Here dat ek hierdie geleentheid het om die eer vir Hom te gee vanmiddag, sodat sy naam in alles, selfs in die koue tyd, verheerlik kon word. OK. Goed. Volgende 70 jaar gaan ek en u nie meer hier wees nie. Wel, ek weet nie, enigiets is moontlik. As ek nou so 'n klompie van ons inwoners kyk, dan dink ek daar gaan nog 'n paar oud word.
Maar ek hoop in die volgende tyd sal hierdie tehuis bekend staan as 'n tehuis wat die Here eer, wat dankbaar lewe en wat ek nou dag ook gesê het wat bidend is. Kom ons staan bekend as Huis Tomlinson, die tehuis waar die Here se naam ten spyte van COVID en al die ellende, moeilikheid en probleme nog steeds staande bly, want die Here dra ons. En ek sluit af met die volgende. En ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek dink jy ken al my hart. Hierdie tuis word eintlik deur die Here Jesus Christus bestuur en bedryf. Ek is net sy hande en sy voete. Suster Leslie, die ander personeel, Teresa, almal is die Here se hande en voete. En dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ek het om sy hande en voete te wees. En daarom sal ek alles in my vermoë doen om hom nie teleur te stel nie. Want ek wil sing tot sy eer en ek wil sy naam groot maak. Goed, dankie. Goed, dit gaan nou so werk. Daar's nou 'n klompie mense wat gaan weer 'n bietjie eerbetoon gee aan almal wat in die COVID tyd afgesterf het. En dan gaan ons ook geleentheid gee vir 'n blommetjie te gaan sit. Ek sal vir u mooi verduidelik. Vir enige iemand wat in die huis in u tyd of in die vorige tyd, maak nie saak as nie oorlede is, ook 'n blommetjie daar neer te sit. So wat gaan gebeur? Ek sal die fotootjie op die skerm wys. Ek sal u naam roep. Dan kom haal hier een van die rykertjies. Dan plaas hom voor die kers neer, reg voor die naam, en blaas die kers dood en dan kan jy weer gaan sit. En wanneer die geleentheid is vir die ander mense, dan die Magda weet, dan sal sy haar rykertjie vir daar neersit en Teresa gaan ook 'n geleentheid kry vir iemand dalk net wonder. Die pragtige jongman wat daar sit is Teresa se man wat sy in 2020 aan COVID afgestaan het en ek het dit net goed gedink dat sy ook die geleentheid kan kry om ook aan hom eer te toon. OK. So. Die eerste ene wat oorlede is, sy's ongelukkig oorlede buite daai week tydperk. Sy's oorlede 26 Desember 2020. Elmarie Rousseau, 52 jaar oud en ek weet nie wie van die familie gaan vir ons die ryker doen. Die tweede een wat oorlede is en sy is die eerste ene wat in daardie weektydperk oorlede is en dit is Suzette Sigelaar. Sy het omtrent so 2 maande by ons gewerk en toe sy oorlede en haar dogtertjie is weer vanmiddag hier om 'n rykertjie te kom neersit. Sy was 5 jaar oud toe haar ma oorlede is. Kylen. Suzette was maar 38 jaar oud. Dan Jeanette Pieterse, 28 Junie 21 is sy oorlede, 55 jaar oud. Charlie. Dan op die 2de Julie, so 'n paar dae later, Bokkie Bush, sy was 84, Lien. Wil hom net sê,
Tannie Bokkieboes het altyd daar in die sonkamer by Siekeboeg gesit, met die grootste smile denkbaar. Daai tannie het altyd gesmile. As jy hier ingery kom, dan sien jy vir Tannie Bokkieboes waar sy sit en smile. Dan, 2 dae later, die 4de Julie, Adriana Pretoria, sy was 63, sy het in die ougang gebly. Ek wil graag self 'n ryker daar sit. En hoekom ek dit doen is, dieselfde dag wat sy oorlede is, was ek by haar in die kamer. En sy het so half gehang in haar stoel. Ek kon sien, en ek het vir haar gevra, Adriana, hoe gaan dit? En haar woorde was, meneer, die Here is altyd goed. Ek maak nie saak, wanneer ek haar ooit gevra het nie, was dit haar woorde. Daai selfde dag, meneer, die Here is altyd goed. En sy sê daai selfde dag oorlede. Dan die volgende dag is Elise Erasmus, sy was daar in die Barrydale gang bo, 79 jaar oud, Maria. Daai selfde dag, Leni Henstok, sy was in die Siekeboeg, 77 jaar, Joyce. So 'n dag of 2 later, Poppy Vragom, sy was 86 jaar oud, Denel. Dan die Poppy Vragom was een van die mees gesofistikeerde dames wat ek in my lewe ontmoet het. Sy was 'n ou skooljuffrou gewees, hierdie Barry ag in die ou gang bo gebly. Jy kon haar altyd deur 'n ring trek, professioneel, dierbare vrou gewees. Dan op die 11de Julie, in die ouderdom van 80, Ernst Roodman, onder in die Barrydale gang, en ek vra vir Pieter. Die volgende dag, op die 12de Julie, is Den de Nuysen wat in die Siekeboeg was. In die ouderdom van 90 is hy oorlede nie. Oom Den de Nuysen was mal oor rugby. En maak nie saak wanneer jy by hom in sy kamer gekom het nie. Kyk hy rugby. Dis ou wedstryde wat hy seker 375.000 keer al gesien het. Waarom Den kyk rugby? Daai TV was permanent aan, kyk rugby. En dan vra ek hom baie keer om Den wie wen? Dan sê hy vir my hulle wen. Reg. En dan wil ek net dit sommer weer doen. Jy kan
nou, right, ek kom hier gaan sit. Op die 13 Augustus 2021 is Theresa wat nou 'n paar maande by ons is haar man oorlede, Daniel Giel. Goed, kom ons gee geleentheid nou namens enige iemand wat wil, ek gaan net eers vir Tannie Magda geleentheid gee. Magda. Tannie Magda het haar man nie aan COVID verloor nie, maar hy is in die huis oorlede. En ek wil nou geleentheid gee vir enige iemand Goed, as daar enige iemand is, jy is baie welkom. Hier is ekstra rose. Kan jy 'n rosie kom haal? Jy kan dit of daar by 'n naam sit, of as van u wat se eggenote, weet daar sit 'n klompie oralster. Is baie welkom om dit hier voor te kom neersit, as ook sommer 'n eerbetoon. So enige een kan op hierdie stadium. Almal is welkom. Ek gaan geleentheid gee, hoor. Desember, toe sterf aan die Magda Leander, sy, ek doen die kant van die oude thuis, toe sterf sy die op en 2 ure na Januarie in die oude thuis. Was er 2 sterfgevallen gehad, er is so ene en aan die Magda Leander, so ek leef ook in hierdie geloof die roos van die Magda. Enige iemand nog? Okay, ek gaan ook net namens die beheerraad. Dis, kom gerus.
wil net afsluit met een versie die Bybel uit. En dit is in Psalm 51 vers 17. Here, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig. Dis my gebed, dat die Here ons lippe sal open, dat ons nooit skaam sal wees om sy lof te verkondig. Goed, ek dink ons sing lekker, ek het hom hier op, die woorde is alles daarop, en kom ons sing dit lekker saam. Net om 'n bietjie harder sit. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en aan U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse berge vlaktes, en hoor hoe vlees de gras is groen en wind. Hoe die storm bedrijven goed veranderd, en die so lang af verdwijken. Dan moet ek juich my Heer en my God. Hoe goed is U, hoe goed is U, wanneer die Heer bestemd is saam. O Heer, goed, baie dankie, kom ons sluit net af. Here, wat 'n wonderlike voorreg om so in U teenwoordigheid, Here, onsself net weer te kom herinner aan geliefdes wat U kom haal het. Om ons ook net te kom herinner, Here Jesus, dat ons het hoop, want dit lê in U, Here, en ons weet dat eendag sal ons weer met hulle verenig wees. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Dankie vir hierdie baie spesiale geleentheid waar U so tasbaar teenwoordig was, Vader. Here, my gebed is ook dat ons monde nooit gesluit sal wees vir die evangelie nie. Ons monde nooit gesluit sal wees vir 'n lofsang, vir 'n woord van bemoediging vir ons boeties en sissies wat partymal deur moeilike tye gaan, Here. En dat ons altyd met dankbaarheid sal lewe. Dankie, Here Jesus, vir hierdie middag. Seën elkeen wat U teenwoordig is, Here. Seën ons te huis die volgende klompie jare. En mag U naam altyd in hierdie huis verheerlik sal word, groot gemaak sal word, erken sal word as ons enigste verlosser en redder. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Amen. Baie dankie. U is welkom om nou lekker saam met ons 'n stukkie koek en tee te geniet en sommer maar 'n bietjie saam te kuier. Baie dankie vir elkeen wat hier was. Dankie. Teresa sê dat julle is baie welkom. Ons gee net die twee families eerste kans dat die rykertjie wat U daar geplaas het, U kan hom vat, net nie die botteltjie. Want die botteltjies het ons gehuur, dit moet terugvat. Maar jy kan die rykertjie uithaal en jy kan die rykertjie vat. Elkeen wat kom neersit, dit kan, en selfs die wat rosies kom sit het, jy kan die rosie vat.